Gek oor haar eie Afrika, ondier episode 83. Makua se asem jaag teen die tyd waarop hy by die takskerm en modderhuisie aankom. Vir die eerste keer was hy dapper genoeg om homself te gaan help aan die goed, waarvan die ander mense daar oorkant die riviertjie so baie het. En wat het hy? Mos niks! Sy ouer broer het altyd daarmee huis toe gekom nadat hy sy ware aan die manne verkoop het. Tye waarop geld volop was, maar sedert die dood van Mokwakwa 1 was daar nooit weer gekoopte kos in hierdie huis nie. Veldkos, ja, dit wat hy kon oes uit die veld. Muise selfs, babers, klein krokodilletjies, voëleiers, terwille van oorlewing. 2 keer tevore het hy Mokwakwa 1 se leeuvelmondering aangetrek. Die man het ons vir hom kom sê, doen dit, jy sal sterker word, jy sal dapper wees, jy sal die moed van 'n leeu kry, jy sal kan doen wat jou ouer broer gedoen het, kyk en eet van sy beeld uit die skorrel, en dan sal jy word wie hy was, beter wees as wat hy ooit was. Maar 2 keer het dit op hom geboemerang. Hy was skreeuwbang toe hy by die leeuplaas se hospitaalterrein na die klein leeukies moes gaan soek het, waar hy agtergekom het dat hy nie die enigste een was wat in daardie diertjies belang gestel het nie. Hy loop toe mos daar in die opposisie vas, en toe moes hy wapens uithaal. Die mes en die tuinvirkie, waarmee hy gekap en gekrap het en gegrom het. Hy het gehoor hoe die mense sê, hier's 'n zombie leeu, en toe het hulle gepraat van Hurters Retreat, dis waar die leeu's is. Hy het terughardloop na die bakkie en dit vir die man gesê. Die bakkieman se woorde, nou maar klim, dat ons gaan kyk daai kant. Agterop, want toe het hy al oor homself gewater van skrik. Hy weet, hy en sy mondering ryk dalk nie vir ander mense te lekker nie. Maar vir hom is dit 'n gerusstellende reuk, want hy ryk mos nou soos sy broer. Hoe nader hy aan hom kan groei, hoe beter. Die dat hy sy broer in die skottel daar binne teen die takke opgehang het in die huisie, sodat hy net elke keer weer met hom kan praat, nuwe krag van hom kan put. Op daai plek waar hulle gesê het hy die leeu sal kry, het hy weer gewater, toe daar 'n ding in sy ore begin huil het. Snaakse skreeu en so hard. Toe het die man in die bakkie hom laat saamry en hier naby afgelaai. Die man se groetwoorde, ag foesek man, jy is useless, jy sal nooit soos jou broer wees nie. Ek sal ander mense moet kry om die werk vir my te doen. Maar hy wil, Makua probeer, die dat hy gisterand weer al daai goed aangetrek het. Hy het iewers op 'n hoogte gaan sit en die omgewing bespied. Natuurlik is hy lankal bewus van die bouery en die kamp aan die ander kant van die rivier. Sy broer het soms daarna toe gestap en dan het hy met blikkies en drinkgoed van daar af teruggekom. Maar sy broer het altyd vir hom gesê, ons vat nie daar nie, hulle gee dit vir my, en jy mag nooit in die dag daarna toe gaan nie. Ons maak nie moeilikheid met daardie bure van ons nie. En Makua 2 het nie terwyl sy broer Makua 1 geleef het nie. Maar ook nog nie van dat sy broer dood is nie, tot gisteraand. Daar waar hy op die hoogte gesit het, het hy gedink, maar Makua 2, jy is nie meer die kleinste nie, jy is mos nou die groot een, en jy mag, jy is honger, en jy lus daai lekkerte wat uit die blikke kom en jou sterk maak. Toe hoor hy die magtige stem van Makua 1 wat sê, jy is nou ek, laat jy stap en vir jou gaan haal. Hy het 'n lang stok opgetel, een wat kan slaan, as iemand hom wil keer, een wat kan skrik maak. En hy stap deur die water
en hy maak sommer die hek daar oorkant oop, want dit is aand en die slot hang mos los. Die kombuistent se flappe is oop, anders as in die dag. Dit is alles so maklik. Hy vat 'n sak, hy pak in blikkies, hy maak die koudmaak ding oop en haal nog blikkies uit. Hy drink 2 botteltjies net daar, want Makwakwa 1 het lank se laaste tyd nie iets gedrink gehad nie. Die tent agter hom gaan oop en iemand skree, "Hey, jy, wat maak jy? Foesak uit die kamp, foesak uit die kombuis." Makwakwa 1 lig sy stok en sommer loop hy om storm, want hy is mos nou sterk. Hy is Makwakwa, die groot leeu, die voorvader van alle leeu's en die pa van al die mense voor hulle, en hy het hierdie lang stok. Die man skree weer, "Foesak, wie en wat is jy? Help, hier's 'n leeu in die kamp." En Makwakwa water weer, "Waar is die leeu waarvan die man praat?" Toe onthou hy, "O ja, hy is nou weer daar die leeu." Toe laat loop hy met sy sak en sy stok, hek uit, deur die water, ander kant uit, en hy gaan sit en dink, "Foesak julle! Foesak julle ook almal. Niemand gaan ooit weer vir my sê, foesak nie." Toe gebeur het. 'n bakkie ry net daarna by die kamp in, en almal foesak daar voor sy eie 2 oë. Hy stap by die huis in. Hy slaap. Toe hy wakker word, sê Makwakwa 1 vir hom daar in die skottel, "Nou is daai mense weg. Gaan haal vir ons nog van daardie blikkies en bottels. Jou sak het stikkend geword gisterand. Daar was van hulle wat uitgeval het. Jy moet hulle ook gaan optel." Hy het weer sy skoene aangetrek, sy stok gevat en gestap. Hy was al by die water. Toe hoor hy hulle, die dik stem van 2 groot manne. 2 mannaar leeu's. Hulle kom aan, kop omlaag, en hulle is naby. Makwakwa lig sy stok. Die leeu's steek vas. Makwakwa tel die 1 vleisblikkie op. Hy gooi die leeu's, en toe lig hy weer sy stok. Hulle like dit nie. Hulle weet seker nie hoe om die blikkies met die vleis oop te maak nie. Makwakwa sê, "Oké, ek los dit vir julle, dan los julle vir my." Hy wil huis toe stap, agter sy tak deur, sal hulle hom nie kry nie. Maar die leeu's kom nader, tot teen aan hom. Hulle snyf hom, snuffel hom. Hy wys sy stok en ras. Hy sal mos vir hulle vrek slaan. Hulle beter om luister. Die leeu staan terug. Hulle kyk hom, hulle ryk hom. Sy sent is sterk. Sy water maak groter worry by hulle. Die dat hulle saam met hom stap, toe hy weer 1 voet voor die ander kant sit. Hulle is groot, maar Makwakwa is groter as hulle. Hy loop regop en sy kop sê, "Loop net aan, moenie wys dat jy hulle bang nie." "Maar ek is nie bang nie," hy wys met sy vingers, "ek bang julle nie." Die leeu's wys lip, hulle bang hom ook nie, maar hulle verstaan nie wat hierdie ding is, wat stem soos 'n mens het, agterbene loop, maar spore trap soos 'n leeu nie. Dan dring dit tot Makwakwa deur. Hulle het gewen, hy en Boetie 1. As hy sy broer word, is hy klaar dood. Nou is Boetie 2 hier, wat hulle lewe gee met sy lyf. Hy draai die oupa leeuvel weer. Dit maak hom die baas van die plek. Dit maak hom die baas van die leeu's ook. Hulle luister vir hom. Volgende keer gaan jag hy saam met hulle. Maar ek sê vir julle, praat hy so in die loop met hulle, wanneer ons bok vang, is daai lewer myne. Daai ding met die lekker baie bloed, first choice. Maar nou gaan ek huis toe en julle bly net hier. Hulle luister nie en Makwakwa wys weer stok. Nou gaan julle staan, nou gaan julle bly. En julle gaan soek nie vir my nie,
Ek sal julle kry as ek julle wil sien, so foesek. En daar gaan sit die 2 leeu's. Nee, is mooi. Leeu's wat vir hom luister is goeie leeu's. Jeeslik, hy en Boetie Makwakwa, hulle is goed hoor. Lia se mense kom Saterdag net na middagete op Hurters Retreat aan. Hulle hou van hulle woonstelletjie. Hulle kampwa is goed ingerig, maar dit gaan lekker wees om vanaand in 'n skoon plek te slaap. 2 weke in die kampwa by die see en dinge raak 'n bietjie bedompig daar binne. Vanaand maak Manuel 'n pot. Hulle eet saam, dankie. Die Leeukamp en Reddingsinstituut met die hospitaal is 'n belewenis. En van hier af sal hulle Hurters Retreat oral aanbeveel as hulle weer in Pretoria kom. 6 uur Sondagoggend val hulle in die pad met Lia se boks met pieringkunswerke vir die galery. En daarna is die res van die dag salig en heerlik net hulle eie. John kuier weer vandag in Bonsai by Paula. Manuel en Maria het van die geleentheid gebruik gemaak om saam met hom in die bakkie te spring. Anna en die babas is nog steeds in Bonsai en voordat Jesso hulle gaan haal, wil hulle darm ook 'n bietjie saamkuier. Haya is ook terug dorp toe. Peer en Aleid se plek het nou 'n geyser. Hy kom maandag weer verder werskaf aan die kombuis in die kampterrein, want Dinsdag trop die klomp Franse weer hier op Hurters Retreat en party van hulle gaan mos kamp. Slaap, koeldrank drink, televisie kyk en fliek saam met die man van haar drome. Dit kan werk. So tussendeur dikteer Sergio sy laaste verslag en Lia tik weer vir hom. Nou kyk sy net die woorde op die skerm. Verstaan ek jou reg? Het dit vir julle gelyk asof die man met die rampatjas en die leeu's 'n hent saamgeloop het in harmonie? Eerlike antwoord, ek weet nie Lia, ek weet nie wat om daarvan te maak nie. Hy soen haar op die mond en haal borde uit. Maria het die oorskietkos in die pot hier by hom kom aflaai. Sy het mos nie vertroue in haar wat Lia is, sy vermoë om kos te maak nie. Maar wie gee om? Daardie skaapvleis en groentepot is vandag op sy lekkerste. Net genoeg vir hulle 2. 1 groter porsie vir Sergio en 'n klein bietjie minder vir haar. Sergio drink 'n bier en Lia 'n glasie wyn. Daarna was hy die borde. Sergio vra, sal ons 'n bietjie skuins lê, of wat is jou planne vir die middag? Om niks te doen nie, val plat, ek sluit nou by jou aan, sê sy. Hy gaan lê op sy bed met die Ken Follett boek, wat hulle by sy suster in Tolfo geleen het voor hom oop. As een van hulle dit wil klaar lees, moet dit nou gebeur. Die boek moet saamgaan donderdag aand. Dit was mos 'n lang en 'n besige week vir hom. Lia sit nog vir Sergio en kyk van agter haar eie laptop. Toe val die boek uit sy hand en sy oë gaan toe. Sy glimlag. Laat hom rus. Die man is oud. Hy is al 36. Sy loer op haar e-posse. Stuur vir Aida 'n boodskap dat die pakkie vanoggend hier weg is. Daar is natuurlik al klaar weer nuwe uitstallings wat die galery beplan. En die winkel in Tolfo soek nog C-tema bakkies. Haar goed by hulle is uitverkoop. Sy sal dalk benoude spronge kan neem en 'n paar goed klaarmaak wat op die rak kan gaan sit. Op haar selfoon sien sy dat daar 'n skakel van Zing af is. Die dorpie waar hy groot geword het, se jaarlikse uitverkoping begin oor 2 maande in China. Intussen het iemand 'n uurlange video op YouTube gesit om al die winkeltjies en hulle mooiste produkte daar te adverteer. Iets wat sy verseker op die groot skerm wil kyk, later, wanneer Sergio wakker word. Sy gaan klim langsom op die bed en gooi sy stopdeken oor hulle albei. Dit is winter, dit raak hier ook koel. Sy red die boek
onder Sergio se lyf uit en sit sy plekhouer daar waar dit oop is. Haar eie plekhouer is sommer nog hier vlak aan die begin van die boek. Sy moet besluit of sy die boek wil klaar lees voor volgende naweek. So sy maak oop waar sy laas was en word eers weer wakker toe Gatto tussen haar en Sergio op die deken kom lê. Die kat se maagie begin nou mooi rondraak en Lea voel saggies oor die pelsie, want sy is seker dat sy klein goed daar binne kan sien skop. En toe sy weer opkyk, is dit in die sagte, amberbruin oë van Sergio. Nog net 2 maande, sê hy, en sy hand sag oor Lea sin. Hulle draadtyd is 3 maande. Regtig, nou hoeveel dink jy is daar binne? Ek weet nie, ek vermoed so 3. Dit is so cute, ons gaan hulle almal hou, besluit Lea en wip uit die bed om vir hulle te gaan koffie maak. Net toe ry John en die Da Silvas verby huis toe en sy gaan waai by die deur. Dit is lekker dat hulle ook terug is op die plaas. Sy draai na Sergio. Zing het vir my 'n skakel gestuur na YouTube video. Dit gaan oor die keramiek van Shanghai. Kan ons op jou groot skerm daarna kyk asseblief? Natuurlik. Sergio staan uit die bed op, vat haar selfoon en raak besig met die groot televisiestel. Dit was eintlik 'n lekker slaapie, besluit Sergio en sit sy leë beker later op die koffietafel neer. Toe sit hy lui agteroor om saam met Lea na die pottebakkerswerke van die meesters in China te kyk. Oor 2 maande is daar blykbaar 'n uitverkoping van die werke. Dink jy nie ons moet gaan kyk nie? Vra hy, om te kan vat en te hanteer, eerstehands te sien en beleef is beter as om na die goed op die televisie te kyk. Regtig, wil jy eerder na iets anders kyk? Vra sy. Ons kan maar. Nee man, dis nie hoekom ek vra nie. Ek hou van wat ek sien. Toe het ek net gewonder of ons nie een of ander tyd daarna toe kan gaan nie. Jy het mos gesê jy sal eerder China toe gaan as Portugal toe. O ja, ek het. Hierdie is baie interessant. Sergio staan op om na sy muurkalender in wit bord te gaan kyk. Net soos Lea het hy ook 'n te doen en onthoulys gemaak op so 'n bord. Die datum van Lea se operasie is ook destyds daar opgeskryf. Hy het reg onthou, dit is nou amper 4 weke gelede. Haar ondersoek is môre oor 'n week. Hulle vlieg donderdagmiddag saam met Aleid daarna toe. Sy pa sal hulle al 3 op die klein lughawetjie daar gaan kry en na die lodge te neem. Sergio is nie bekommerd omdat hulle nie 'n voertuig daar gaan hê nie. Niks is mos ver uit mekaar nie. Sy beach buggy van jare gelede terug staan ook nog daar. Sy pa, Sylvia of Diego ry soms met die dingetjie. So, hy weet, die ding loop nog as hulle iewers heen wil ry. Sergio tel terug van die datum waarop hy Lea van die vloer in haar woonstel af opgetel het. 27 dae. Okay, wat beteken dat haar lont seker binnekort weer 'n bietjie aan die kort kant gaan wees. Môre dalk al? John klop aan die deur. In sy hand hou hy 'n boksie. 2 stukkies koek vir Sergio en vir Lea. Paula stuur dit vir julle. Dankie, dit is vriendelik. Wil jy inkom vir koffie? Vra Sergio. Nee, dankie, ek gaan stort en sommer net voor die TV muf, soos daai een. Hi Pops, waai Lea vir hom. Ek kan ophou kyk as pa eens wil koffie drink. Moenie, ek sien julle môre, lekker slaap. Sergio sluit die deur agter John en gaan sit langs Lea. Hy vou haar hand in syne toe. Dit is lekker om haar vanaand hier by hom in die woonstel te hê, al is haar kop elders. Sondagaande is vir hom mos moeilik, maar sy toer deur die Shanghai distrik. Hy en Gatto is egter nog in Afrika. Die kat spring op sy skoot en vra vir iets lekkerder as harde katblokkies. Sê jou wat? Praat hy met Gatto.
Ek sal vir ons roosterbrood met sardientjies vir aandete maak, dan kan jy die rugstringetjie en die afvalstukkies eet. Hy vryf met sy een hand oor haar kop en krap daardie gunsteling plek agter haar ore. Wanneer hy opstaan, skuif sy oor na Lia se skoot toe, en Lia se hand gaan ook na daardie plek agter haar oor. Sergio skakel die ketel aan en haal 4 snye brood uit om te rooster. Hy haal 'n ryp avokado uit sy yskas. Dit is wat hy gewoonlik maak vir Sondag-aand versnapperings as hy alleen is, veral na 'n groot middagete, soos byvoorbeeld hierdie oorskietpot van vandag. Dit is in elk geval kos vir 'n koning. Buitendien, Lia het mos skaars geproe aan haar kos met middagete. My engel, roep hy in Lia se rigting, is jy honger? Sê weer, Sergio, sy lyk afwesig. Ek gaan vir ons peselhappies maak, sardientjies op roosterbrood. Is jy honger? Ja, tot die dood toe. Gaaf. Sergio smeer roosterbrood met margarine, sny die avokado peer in skywe en sit dit op die brood. Hy sny die sardientjies in die helfte en toe haal hy die ingewande en klein beentjies vir gatto uit. Die res van die sardientjies gaan bo op die avokado en daarna rond hy dit af met rooi eie skyfies en klein tomaties heel bo op. Hy sny elke brood in 4 sodat hulle nie 'n mes en vork nodig het om te eet nie. En toe staan hy terug om sy meesterstukke te bewonder. Hy is doodseker dat Lia nie eens agtergekom het toe hy 2 bekers tee op die laat tafel voor haar gaan sit nie. Hy gaan haal die boksie met koek en die bord met roosterbrood en sardientjies en sit dit ook daar neer. Hy kry 2 klein bordjies en vorkies. So lyk 'n feesmaal. Net toe eindig Lia sy YouTube video. Sy keer terug na Afrika en sien die kos daar voor hulle op die tafel. Wow, Sergio, wat het ons hier? Wanneer het jy dit alles gemaak? Hy gaap 'n oomblik van verbasing. Kon sy nie agterkom hoe hy skarrel nie. Toe spot hy. Wel, die koek het ek gebak terwyl ons geslaap het, die vis gaan vang terwyl jy in Shanghai was en brood gekoop op pad terug by Bonsai. Sja, dis magic en dit lyk fantasties. Dankie, ek kan inderdaad sterf van die honger. Regtig? Sergio kyk verbaas na haar. Dit is sy eerste. Hy kyk in die rigting van sy kombuis. Sal hy vinnig nog 'n blikkie sardientjies oopmaak? En ja, daar is darm nog 'n ryp avokado peer ook in die yskas. Dankie my pragtige leeuman. Lia tel 'n bordjie op, haal 'n kwart sny van die bord af en byt 'n stukkie af. Sergio vat 4 stukkies en is so bly dat hy iets lekker vir hulle kon maak om te eet en dat Lia dit gaan geniet, want hy geniet dit met oorgawe. Toe bieg hy. Die koek kom van Paula af. Dit is wat jou pa net nou hier kom aflaai het. Groot stukke, ek sal myne moet deursny. Sy staan op en gaan soek 'n mes in die kombuis, sny 'n klein stukkie van die een af en hoor of hy die groter deel wil eet. Ja nee, hy sal, baie dankie. Hy maak plek daarvoor op sy bordjie. Lia eet nog 'n happie van haar sardynebroodjie en skiep die kleinste kant van die koek langs aan. Sergio eet sy koek en neem nog 'n broodjie. Hy voel skuldig. Hy het nou al meer as die helfte van die kos wat hy gemaak het geëet en Lia is nog op haar eerste kwart. Maar hy is gereed om nog te gaan maak. Hy kan, watch hom. Lia sit haar bordjie voor hulle op die tafel neer en tel haar tee op. Toe sê sy, Sergio, dit was heerlik, baie dankie. Wat? Vra hy, is jy klaar? Het jy genoeg geëet? Te veel dankie, as ek nog 'n hap neem, moet jy terugstaan, want ek gaan oop bars. Regtig, nooit. Daarmee haal hy die laaste broodjies van die bord af. Dankie tog dat hy nie nog 'n blik vissoop gesny het nie. Word vervolg.